Hallo, ek is Ronel Besuidnout. Deeltyds is ek 'n pastoor van 'n Lutherse gemeente hier in die Suid-Kaap en verder is ek verantwoordelik vir 'n digitale bediening. Dis 'n voorreg om vir jou te kan groet so by die draai van die ou jaar en steeds vir jou 'n geseënde Kerstyd toe te wens. Anders as wat ons dink, het Kerstyd nie opgehou met Kersfees nie. Die Kersgety begin dan eers. En daarom wil ek vir jou sê, ek hoop dat jy met dieselfde afwagting waarmee jy jouself voorberei het na Kersfees toe, dat jy die Kersgety en die nuwe jaar hierdie tyd ook so sal ingaan. Daar is vir ons geen groter voorbeeld van hoe ver Christene verwyder is van die heersende kultuur waarin ons leef nie, juis as Kerstyd. Ons almal sukkel nog om die oorvol mandjies in die winkels waarmee mense gestormloop het uit ons gedagtes uit te kry. Wetend dat Jesus vir ons gesê het waar ons hom sal vind as ons hom soek, tussen hulle wat swaar kry, by hulle wat niks het nie. Die vrolike Kersmusiek mag dalk nou in hierdie tyd stop, maar eintlik gaan dit in ons hart aan. Natuurlik weet ons dat ons in die nuwe jaar ook klaagliedere sal hoor, dalk selfs ook sing. Ons gaan waarskynlik swaar kry self ervaar, maar gewis gaan ons dit ook ver anderkant ons grense sien. Die vraag is, wat beteken Kerstyd dan vir ons? Dis waarmee ek die afgelope tyd worstel. Wat is Kersfees? Jesus se geboorte was in 'n gebroke wêreld vir gebroke mense, en vir hulle kon hy sê, ek is die lig vir en van die wêreld. Dalk het ek hierdie tema van Januarie 2025 vir myself gekies, maar dit spreek jou dalk ook aan. Ek wil in diepte gaan kyk na wat is werklik ons vaste fondamente. Ek fokus op volwasse gelowiges wat graag in diepte wil groei. Daarom probeer ek ook nie maklike antwoorde gee nie. Ek wil graag vir myself gaan uitvind, wat is dit wat my regop hou wanneer my eie fondamente wankel. Ek nooi jou om hierdie reeks wat ek bloot vaste fondamente noem, saam met my te doen. Hoe werk dit? Saans 9uur stuur ek 'n WhatsApp uit met 'n dagstuk, as ook bypassende musiek. Daardie selfde WhatsApp word ook soggens 6:30 uitgestuur. Jy kan dus kies of jy dit saans wil ontvang of soggens. Jy kan op my webblad registreer, die inligting is op die skerm. Jy sal dit ook aanlyn op al my verskillende platforms kan vind. Dis by Facebookblad, my eie webblad, ander digitale platforms ook. Jy kan dit gerus net gaan soek en daar kan jy registreer. Soos gebruiklik moet ek vir jou sê dat ek nie hierdie bediening self kan finansier as dit nie vir mense is wat donasies gee nie. Dankie vir elkeen wat in 2024 dit gedoen het. Ongeag die grootte van die bedrag, dit gaan juis oor mense wat nie omgee om net te help om hierdie woord te versprei nie. Ek wil vir jou vra of jy dit nie in 2025 sal oorweeg nie. Ek dra alle kostes van hierdie bediening self, van die webbladkoste, die datakoste, as ook die span wat ek betaal om my te kan help om hierdie bediening te bestuur. Dankie aan elkeen wat dit sal oorweeg, en as jy dit nie kan bekostig nie, onthou asseblief, dan bied ek dit vir jou steeds gratis aan, wetend daar sal ander wees, wat namens jou kan bydra. Mag 2025 vir jou 'n jaar van geloofsgroei wees, wetend dat jy op vaste fondamente jou wortels gevestig het. Seënwense vir jou.